Goeiedag, vandag is die eerste lesing van 2 oor hoe ons kinders leer bid. Vandag praat ons oor hoe dink ons oor gebed, want dit is toch die eerste stap wanneer ons kinders leer bid. Nou vir baie jare het ek gedink gebed is net om te praat met die Here. Ek kom van die platteland af en daar was altyd sulke ou dominees met sulke dik stemme wat lank en met baie mooi woorde kon bid. En in 'n sin het dit my baie keer benoud gemaak, want ek het gevoel ek sal nooit so mooi kan bid nie. Ek het as te ware gevoel dat 'n predikant of 'n paar van die ouderlinge 'n direkte lyn tot God het om te bid. Later het ek eers besef dat gebed is eintlik meer as woorde, meer as dit wat jy sê. Kom ons kyk saam na 'n video van Richard Rohr. In hierdie video verbreek hy bietjie ons gewone kennis van gebed en leer ons ook eintlik dat gebed meer as net woorde is. Ek wil hê dat jy saam met my die video sal kyk en dan ook vir jouself sal vra wat staan vir jou uit hierdie video gedeelte. You know, I think we made prayer into very much a left brain, verbal thing. And I do think there's a place for that. But the very fact that the disciples had to ask Jesus for a verbal prayer could give you the clue that that isn't what they had previously been talking about or experienced. So I'm going to say this, that whatever you do in a state of communion, connection, love, use all of them equally, is prayer. Whatever you do outside of a state of union is non-prayer. So that's why, you know, action and contemplation can come together and really be one. When you're acting out of a state of conscious, loving union with what you're doing, with God, with the person who's across from you, I sincerely believe that's the deepest meaning of prayer. So prayer is primarily a stance. It's a way of being in the world that is a connected way, a way of love and communion, instead of a way of judgment, analysis, critique, you see. And once you recognize that, then you can, for example, when the gospel says Jesus prayed for 40 days in the desert, does that mean he said words? I don't think so. But that he walked around putting one foot in front of the other in conscious, loving union with God, his Father, with that rock, with this sky, that's prayer. And that's why twice in the letters of the New Testament it says pray always. Now they can't really mean this verbal thing. They've got to be talking about a state of consciousness. And in many ways that's much harder to maintain. To really do even very secular things, so-called. Of course, then you find out there's nothing secular, because you can do everything in conscious, loving union with God. The dishes, driving to work, making love, whatever, you know, when you're doing it in union, it is a prayer. And I sincerely believe that. I'm not trying to be clever. I believe that. In hierdie video sien ons en leer ons dat gebed is om met 'n bewustheid te lewe dat God die hele tyd by jou is. En dat ons eintlik in 'n sekere connectedness, soos die Engelse sou sê, leef met God en met ander mense. So die eerste ding wat belangrik is wanneer jou kinders leer bid, is dat jy vir hulle die hele tyd moet bewus maak van die feit dat God by hulle is. As hulle skool toe gaan, as hulle by die huis kom, as hulle gaan slaap, oral is God by hulle. En hoe doen mense dit prakties? Jy praat met hulle daaroor. As 'n kind na jou toe kom en sê, "Joh, ek is bang, ek wil nie slaap nie." Sê vir jou kind, moenie bang wees nie, die Here is by jou, hy woon in jou. Hy is om jou en hy beskerm jou. Of as jy met vakansie gaan of miskien buite stap en jy sien 'n mooi plant of 'n mooi berg of jy sien die see, sê vir jou kinders, al die dinge wat jy sien, het God gemaak, die Here is by jou.
Ons kan ons kinders nie leer bid as hulle nie in die eerste plek bewus is dat daar iemand is om voor te bid nie. Daarom moet ons kinders die heeltyd bewus maak dat daar iets groters is, iets meer is as dit wat hulle nou sien. So kweek 'n bewustheid by jou kind dat die Here 'n werklikheid is en dat hy teenwoordig is en dat hy leef. Die tweede ding wat belangrik is wanneer ons met ons kinders oor gebed praat, is om vir hulle te laat verstaan dat gebed deel is van die lewe. Dis nie iets apart van die lewe nie, maar dis deel van die lewe. Ek wil vir julle 'n gedeelte lees uit Deuteronomium 6 vanaf vers 4. Luister Israel, die Here is ons God. Hy is die enigste Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hart en siel en met al jou krag. Hierdie gebooie wat ek jou vandag gegee het, moet jy in jou gedagtes bly. Jy moet dit inskerp by jou kinders en met hulle daaroor praat as jy in die huis is en as jy op pad is en as jy gaan slaap en as jy opstaan. Jy moet dit as herinneringstekens vasbind aan jou hande en dit moet 'n merk op jou voorkop wees. Skryf dit op jou deurkosyne en op jou stadspoorte. Hierdie gedeelte in Deuteronomium is geskryf vir die Jode en dit leer hulle eintlik hoe hulle kinders die wet moet leer. Hulle sê basies dat om vir jou kinders die wet te leer is om vir hulle te leer dat die wet nie losstaande is van die lewe nie, maar deel van die elke dag se lewe, van die opstaan, van die gaan slaap, van die wakker word, wanneer jy op reis is. En dit is ook hoe die geloofslewe is, hoe geloof is. Ons moet vir ons kinders leer dat geloof is ook nie iets apart nie. Geloof is nie 'n sekere boksie in die lewe en wanneer jy skool toe gaan is dit 'n volgende boksie en wanneer jy by die huis is dit 'n volgende boksie nie. Geloof is geïntegreerd in jou hele lewe. En dit is ook hoe dit met gebed is. Gebed is nie soos 'n kraan wat jy oopdraai en die water vloei uit en wanneer jy amen sê dan draai jy die kraan toe nie. Gebed is soos 'n kraan wat jy oopdraai en die water hou net aan met vloei en met vloei. So kom ons leer vir ons kinders ook dat gebed is nie iets wat 'n begin en 'n einde het nie. Gebed is deel van die lewe, geïntegreerd met die lewe. Wanneer jy opstaan, wanneer jy gaan slaap, wanneer jy op reis is, wanneer jy by die skool is, wanneer jy by die huis is. As jy met maatjies kuier, as jy sport doen, in elke area van jou lewe is gebed deel, is die Here deel, is God by ons. Net soos wat ons nodig het om met ons vriende te praat en met ons familie te praat, is dit ook nodig om met die Here te praat. Nou kinders is baie bekend met selfone, iets wat ons almal daagliks gebruik. En selfone word ook gebruik om kontak te hou met ander mense, met vriende en met familie. Ons kan vir ons kinders leer dat gebed eintlik is om met die Here op 'n foon te kan praat, op 'n foon waar daar altyd genoeg ligtyd op is. 'n Foon waar daar nie swak sein is nie en 'n foon wat nooit beset is nie. So ons kan enige tyd, enige plek, kan ons met die Here praat en moet ons met hom praat, omdat ons in 'n verhouding met hom staan. En as hierdie verhouding vir ons belangrik is, moet ons met die Here praat en moet ons toelaat dat die Here ons kan leer ken en moet ons hom ook leer ken. So wat is belangrik wanneer ons met ons kinders praat oor gebed? Die eerste ding, leer jou kind dat God altyd by hom is, met ander woorde om in 'n bewustheid te lewe dat God by ons is. Die tweede ding wat belangrik is, leer jou kind dat gebed deel is van die lewe. Dis nie iets apart van die lewe nie, dis deel en geïntegreerd in ons alledaagse lewe. En die laaste ding, gebed is belangrik in ons verhouding met die Here. Ons kan nie 'n verhouding met God hê wanneer ons nie met hom praat en saam met hom tyd spandeer nie. Kinders leer deur nabootsing. So wanneer ons hierdie konsepte in ons kinders se lewens wil waarmaak, moet ons dit ook uitleef. So kinders moet ons hoor bid. Hulle moet ons sien bid en hulle moet sien dat God in ons lewens 'n werklikheid is. Wanneer hulle dit by ons sien, gaan hulle dit ook in hulle eie lewens begin glo.
Ek dink baie keer daaraan. Dit is soos wanneer jy aan die etenstafel sit. En jy sê vir jou kind, groente is lekker en groente is belangrik vir jou gesondheid en is goed vir jou. Maar wanneer groente ingeskep moet word, skep jy dit net vir jou kinders in. En jy skep dit nie in jou eie bord nie. Dan gaan jou kinders jou nie glo nie, want hoekom eet jou die ma of die pa dan nie self hulle groente nie? En dit is ook so met gebed. As jy as ouer nie self lewe met 'n bewustheid dat die Here by jou is nie. As jy nie self tyd spandeer met jou verhouding met die Here nie, gaan jou kinders nie glo dat dit vir jou belangrik is nie en gaan hulle dit nie self in hulle lewens leer nie. So wanneer dit kom by gebed, maak moeite met jou eie gebedslewe en op daardie manier outomaties leer jy jou kind bid. Come on.